Jan en die boontjierank. Aan die kant van die groot groen woud staan 'n klein huisie alleen. Sy mure is wit en sy dak is bruin. Daar is rose en blomme en gras. Agter die huisie is 'n klein ooptetjie, waar iemand die grond omgespit het om aartappels en beet te plant. Maar hulle groei swak. Tussen die tuintjie en die bos wy een ou koei, en sy sukkel om genoeg kos te kry. In hierdie huisie woon 'n seun, en sy naam is Jan, en hy en sy moeder is alleen, want sy is 'n weduwee. En die moeder is bekommerd. Jan, sê sy, daar is nie meer een aartappel oor nie, of 'n raap, of 'n beet, of 'n wortel om uit te trek nie. Arme Bontrok is al ding wat ons nog oor het, maar sonder genoeg kos kan sy ook nie melk gee nie. Ek sal haar môre na die bos toe vat, sê Jan. Daar sal seker plekkies wees waar sy kan wy. Nee, dit sal nie help nie, antwoord sy moeder. Ek weet hoe lief jy vir Bontrok is, maar nou kan dit nie anders nie. Ons sal haar moet verkoop, as ons nie van die honger wil vergaan nie. Vat haar môre fundisie toe en verkoop haar, so goed jy kan. Die fundisie is ver weg aan die ander kant van die woud, en Jan val sommer vroeg die oggend in die pad. Die son loer net agter die hoë heuwel uit, en die doudruppels aan die blare word diamante toe Jan met 'n tou om Bontrok se nek daar wegstap. Toe maar, troos sy haar, ek sal sorg dat jy 'n goeie baas kry. Ons moet 'n ver end loop, maar ek het darm 'n bietjie vars blare om jou aan die gang te hou. Eers stap hulle vinnig en toe al stadiger, en die woud se skadu's is donker om hulle. Alles is stil. Dis net Bontrok se swaar asemhaling en Jan se ligte voete val oor die droë blare op die grond. Maar skielik steek die seun vas. Hy is seker dat hy iemand hoor sing het. Ja, daar is dit weer. 'n Snaakse stemmetjie soos 'n fluit, en die stem sing 'n liedjie wat hy glad nie ken nie. Stil soos 'n muis loer Jan om die boom wat hier reg voor hom staan, en hy is so verbaas oor wat hy daar sien, dat hy skoon vergeet om versigtig te wees. Bene oor kruis, en met sy rug teen die stam, sit 'n snaakse klein mannetjie met 'n groen pak aan, en sy lang grys hare hang tot op sy skouers. In 'n halfmaan voor hom, met hul ore gespits, soos hy na die liedjie luister, staan 'n hond, en 'n kat, en 'n bok, en 'n pikswart vul. Die mannetjie bly skielik stil toe hy Jan hulle sien, maar dis eintlik Bontrok wat sy oë trek. Dis 'n pragtige koei wat jy daar het, seun, sê hy. Maar waarom lei jy haar hier in die bos rond? Weet jy dan nie dat 'n koei daarvan hou om op 'n weiland te bly en gras te kou en die skoenlappers te tel soos hulle verbyvlieg nie? Ek vat Bontrok fundisie toe om haar te gaan verkoop, sê Jan, en hy verduidelik aan die mannetjie hoekom sy moeder besluit het dat hulle van die koei moet ontslaa raak. Laat ek Bontrok by jou koop, sê die mannetjie met sy groen klere. Ek het nog nie 'n koei nie en ek sal maar te graag vir haar sorg. Geld het ek nie, maar hierdie toorboontjies is goed genoeg vir die ruil. Hy maak sy hand oop en Jan sien 6 helder groen boontjies op sy palm lê. Bontrok sal baie gelukkig by jou wees, ek weet, sê Jan, en daarom vat hy die toorboontjies en draai terug huis toe. Wat moet ek met so 'n onnosele kind aanvang, sê sy moeder toe Jan haar die hele storie vertel. Dink jy miskien hierdie boontjies is genoeg om een ete te kook? Nou gaan ons van die honger dood. Dis seker, want ons het niks anders om te verkoop nie. En sy gryp die boontjies by Jan en woedend smyt sy dit by die venster uit. Jan probeer nie eers om die boontjies te gaan soek nie. Hulle is tog seker niks werd nie. Dis nie waar dat hy die klein groen mannetjie se storie van toorboontjies geglo het nie. En hy weet dat hy dwaas was om Bontrok vir hom te gee. Maar hy kon sien dat die mannetjie lief is vir diere, en daarom sal hy goed vir Bontrok sorg. Daardie aand gaan Jan en sy moeder albei honger slaap, en omdat daar niks anders is om te doen nie, kruip hulle maar vroeg in. Toe Jan die volgende oggend wakker skrik,
voel dit vir hom asof hy hoog in die takke van die blaarryke boom lê. Want sy hele kamer is vol groen lig en selfs die venster lyk groen. Jan spring vinnig uit sy bed uit, stoot die venster oop en leun buite toe. Daar sien hy dat die boontjies wat sy ma die vorige aand so wild weggegooi het, vinnig en gou tot 'n reusagtige boontjierank gegroei het. Sy blare is diep en glansend groen, en sy stingel is so dik soos die stam van 'n eik. As Jan boontoe kyk, verdwyn sy top ver daarbo die wolke. Wat op aarde kan aan die bopunt van so boontjierank wees, sê Jan vir sy ma, toe sy by die kamer ingestorm kom. Maar die arme mens is bang vir so 'n betowerende ding. Sy probeer haar seun keer. Maar die klein groen mannetjie was baie gaaf, sê Jan. Hy sou nie vir my toerboontjies gegee het wat my skade kan aandoen nie. Moenie bekommerd wees nie, ma. Ek is sommer nou weer terug. Maar ek moet eers gaan kyk. En Jan hardloop by die huisie uit en begin te klouter, op en op en op. Die son brand al warmer op sy kaal kop en hy voel duiselig as hy afkyk na die lappies kombers van die velde en paaie en bosse wat al ver onder hom lê. En toe skielik is hy bo kan die wolke en rol daar 'n donserige deken wyd oor die aarde uit. Aan die bokant van die rank klim Jan op 'n groen weiveld af en die gras is groener as al die gras wat hy nog ooit gesien het. Daar groei die wonderlikste plante en bome en in die silwerige lig wat hierdie vreemde land oorspoel, sien hy in die verte 'n kasteel glinster en blits. Betowerd begin Jan aanstap na die wonderlike kasteel toe. Maar toe hy nader kom, duik daar 'n ou vroutjie sommer uit die niet hier voor hom op. Moenie na die kasteel van die reus toe gaan nie, waarsku sy. Hy heers oor hierdie pragtige land en ons is almal sy onderdane. En as hy jou in die hande kry, sal jy ook vir hom soos 'n slaaf moet werk. Ek is nie bang nie, antwoord Jan. Ek het niks om te verloor, behalwe my lewe nie. En ek sal buitendien van die honger doodgaan as ek nie iets probeer nie. Die kasteelpoort staan oop en Jan stap sommer reguit binne. Daar is nog 'n deur en nou kom hy in die pragtigste vertrek met die mooiste meubels wat hy nog ooit gesien het. Maar toe dreun dit skielik soos die donker en terwyl hy luister, word dit al harder en harder. Wat kan dit wees? Jan gaan onder die tafel skuil en toe sien hy die grootste paar skoene wat hy nog ooit gesien het, stadig nader kom. Hy kyk en kyk, al op en op en op boontoe, tot by die reus se ronde rooi gesig en sy swart stokkies baard. En skielik galm die reus so bloeddorstige kreet deur die kamer. Fie, fai, fou, van, ek ruik die bloed van 'n Engelsman. Lewe hy of is hy dood? Ek eet hom op my roosterbrood. Die reus buig af en snuffel, maar Jan glip agter die tafelpoot in. Nou kom 'n dosyn slawe binne, elkeen met 'n groot skinkbord gepak met kos, en die reus gaan sit en eet. Hy eet 6 kuikens, 'n dosyn beesboude, 'n bak vol ertjies en wortels, en genoeg aartappels vir 'n leer. En sy nagereg is 'n kersietaart in 'n bak so groot soos 'n waskom. Die reus eet in een maaltyd soveel as wat vir Jan en sy ma vir 'n maand sal kan uitkom. Eindelik is die reus klaar. Bring hier my goud, brul hy, en 6 slawe kom met 6 sakke vol goudstukke by die deur ingesteier. Die reus tel en tel sy geld, maar dit is so baie dat hy vas aan die slaap raak nog voordat hy halfpad klaar is. Nou glip Jan onder die tafel uit. Hy klim as strand teen die reus se groot been op, gryp 'n sak goud en gly weer by die ander been af. Die reus slaap so lekker dat hy dit glad nie eers agterkom nie. Toe Jan weer tuis is, huil sy ma van vreugde oor die goudstukke wat hy op die kombuistafel aftel.
Ons het nou genoeg geld om vir die res van ons lewe gelukkig te bly, sê sy. Ons kan weer 'n koei koop en kuikens en eende en ek sal nuwe gordyne opsit en nuwe klere vir ons albei maak. Maar die volgende dag wil Jan weer teen die rank uit. Sy ma probeer nog keer, maar Jan weet wat hy wil doen. Al die mense in daardie pragtige land sal gelukkig wees as die reus nie meer daar is nie, sê Jan. Hy is 'n slegte vent en hy moet gestraf word. Dus klouter Jan weer teen die boontjierank uit. Hy stap na die kasteel toe en kruip onder die groot tafel weg om vir die reus te wag. Nie lank nie, of hy hoor weer die reus se voetstappe dreun en toe skree hy: "Fie, faai, fou, van, ek ruik die bloed van 'n Engelsman. Lewe hy of is hy dood? Ek eet hom op my roosterbrood." Die slag slaan die reus 'n hele lam met aartappels en groente by die ton weg. Hy sluit af met kaas so groot soos 'n faadjie. Toe brul hy weer en bevel. En een van sy diensknegte bring vir hom 'n wit hennetjie wat hy voor die meester op die tafel neersit. "Lê hen, lê," bulder die reus. En daar lê die hen 'n goue eier. Jan kan skors wag dat die reus aan die slaap moet raak. Toe gryp hy die wit hennetjie en klouter vinnig teen die boontjierank af. Die volgende oggend probeer sy ma hom weer keer, maar Jan wil niks luister nie. Hy klim nogmaals boontoe. Hy kom by die kasteel, die deur is oop en hy kruip onder die tafel weg. Daar verskyn die reus en brul verwoed. "Fie, faai, fou, van, ek ruik die bloed van 'n Engelsman. Lewe hy of is hy dood? Ek eet hom op my roosterbrood." Vandag is die reus baie kwaad en hy wil nie weer stil word nie. Hy stamp met sy voete rond, dat dit soos kanonskote klink en hy skree: "Iemand het my goed gesteel. As ek hom kry, wurg ek sy keel." Hy kyk onder die kussings op die groot leunstoele. Hy kyk agter die boeke op die rak. "Ek ruik 'n seun," brul hy, en hy lig die hoek van die tafeldoek op om onderin te loer. Hy sou Jan sekerlik daardie dag gevang het, maar net toe kom sy diensknegte met die kos. Die reus eet en eet, 50 groot worse en 6 borde boontjies, 10 borde hoogvol aartappels geskep. Dit hou hom so rukkie besig. "Kos," brul hy toe hy klaar is. "Gee my kos, ek is honger." Daar kom 12 mans met 'n ryspudding aan en die pudding is so groot soos 'n swembad. Nou is die reus tevrede en hy roep dat hulle sy towerharp moet bring. Die diensknegt sit die goue harp voor die reus op die tafel neer en toe die meester beveel, begin die harp te speel. Musiek so soet soos die sang van voëls as hulle saans nes toe kom. My ma sal baie van sulke musiek hou, dink Jan, en hy wag ongeduldig dat die reus weer aan die slaap moet raak. Nie lank nie of hy hoor die reus snork en vinnig klouter hy op om die goue harp te gryp. Maar toe Jan weer teen die tafelpoot afgly, gebeur dit. Een van sy voete hak aan 'n harpsnaar. Ping! Sê die snaar en daar begin die harp nog harder as ooit speel. Die musiek is mooi, dit is te pragtig vir woorde. Maar Jan is nie nou lus om daarna te luister nie. Hy hardloop deur die vertrek, uit by die deur, en hy ruk en pluk aan die harp om dit te probeer stil kry. Maar alles is te vergeefs. Die reus skrik wakker van die lawaai, en toe Jan by die voorste trap kom, dreun swaar voetstappe agter hom aan. Jan hardloop voor en die reus kom al nader en nader, maar net toe die groot hand hom wil gryp, swaai hy sy been by die boontjierank af. Jan is klein en fyn en hy gly sommer maklik teen die gladde stingelgrond toe, maar die reus sukkel. Die hele rank bewe van sy groot gewig en sy stem is soos donder weer in die lug. Fie, faai, fou, van, ek ruik die bloed van 'n Engelsman. Hy steel my goud, my harp en my hen, maar die keer raai hy aan die pen. Gou moeder, roep Jan, toe hy nog so eentjie van die grond af is. Bring die groot byl.
Sy ma laat nie op haar wag nie, en toe hy onderkom, gryp Jan die byl en kap die boontjierank af. Met 'n gekreun en gedreun, 'n geruis en gedruis, kantel die hoë rank om, dwars oor die woud en die meer en die berge, en slinger die reus so ver weg, dat niemand ooit weer van hom gehoor het nie. Jan en sy moeder leef nou gelukkig in hulle huisie, en alles is nou mooi en skoon en blink. Die dak is nuut geverf, daar is blomme in die tuin, en koeie en hoenders en ganse. Hulle hoef nooit weer bang te wees dat hulle honger sal ly nie. En toe die reuse goud uiteindelik op is, bly daar nog altyd die tore en oor, wat hulle elke keer 'n goue eier lê, as hulle haar vra. Nou toe maatjies, daar's die einde van ons storie. Like en subscribe asseblief, en dan lees ons volgende keer weer lekker saam.